Goeiedag, welkom by ons bediening Vryheid in Jesus. Ek is Alta van der Merwe wat die volgende aan jou gaan bring. Hierdie is ook op video onder die naam @Vryheid in Jesus op YouTube en ook op ons webwerf paministries.co.za. Vandag praat ek oor ons geloof en vertroue in God se grootheid en goedheid. Ons kan God nie ten volle vertrou as ons nie seker is van sy getrouheid nie. Ons kan hom net 100% vertrou as ons sy karakter ken, sy grootheid en goedheid vir ons 'n werklikheid word en ons nie toelaat dat leuns en vrees inmeng in ons verhouding met hom nie. Dit het my 'n lang tyd geneem om so 'n vaste verhouding te verstaan en deel van my lewe te maak. Vir my het verstaan in die verskil tussen die Ou en die Nuwe Testament 'n draai gebring. Ek stel dit nou baie eenvoudig. God het in die Ou Testament 'n ooreenkoms met Israel gemaak en God het 'n rol te speel gehad in die verbond. En Israel het 'n rol te speel gehad in die verbond. In die Ou Testament het God duidelik hulle sonde gestraf. Maar dit was egter alles tydelik en skadubeelde, types and shadows, van wat sou kom. Na Jesus die verbond volbring het op die kruis en opgestaan het uit die dood, het dit ewigheidswaardig geword. Dit was nie meer tydelik nie en die nuwe verbond was soort van eensydig. God het alles gegee en gedoen. Ons moet net ja sê vir die geskenk van redding, liefde, genade, voorsiening en al die res wat dit behels. God se liefde het deur Jesus en sy liefde alles oorbrug, sodat ons geregtig voor God kon staan en hy ons sonde en swakhede nie meer gesien het nie. 'n ander vers wat die lig verder laat deurbreek het, was Romeine 4 vers 19. Ek lees dit in die New King James Version. And not being weak in faith, he did not consider his own body already dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. Abraham se geloof was so vas in God, dat hy bly staan het op die belofte van God, wat onmoontlik gelyk het in die natuurlike, maar hy het nie eers oorweeg nie. God het gespreek en dit was so, soos in Genesis 1. God het gespreek en dit was so. Hy het dit absoluut geglo. Die frase, did not consider it, het gedurig in my gedagtes opgekom. Ons kyk in die woord en leer God se karakter ken en ons sien God se getrouheid teenoor Israel, ongeag hul sonde en God wat keer op keer hulle steeds seën en vergewe en hulle nie verlaat nie. God verlaat ons nooit nie. Deuteronomium 31 vers 6 tot 8, Josua 1 vers 9, Hebreërs 13 vers 5, en daar sal nog ander ook wees op die skerm en nog vele meer wat ons nie eers hier noem nie. Om God se karakter te ken, help ook, en ek het ook 'n woordstudie oor vertroue gedoen. Nog voorbeelde. Dawid se Psalm 23 getuig van God se groot getrouheid as ons herder. Hy voorsien, gee om, beskerm, leiding en seën in die teenwoordigheid van ons vyande. Hy ken ons. Hy weet hoeveel hare jy op jou kop het. Matteus 10 vers 30 en Lukas 12 vers 7. Hy is daar wanneer jy droog maak, wanneer jy hom verloon soos Petrus. Jy's meer werd as mossies en God sorg vir hulle. Jy's gekoop, betaal met Jesus se bloed. Jy's dit werd, want Jesus het jou skuld gedra. As God dit vir ons gedoen het, hoe kan jy twyfel dat hy nie sy goedheid ook in ander opsigte op jou sal uitstort nie? Jeremia 17 vers 7. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. In Engels, Jeremiah 17:7. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. Johannes 14 vers 1. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. God is liefde, getrou, konstant, ewig. Hy lieg nie. Sy integriteit is onbetwyfelbaar, volmaak. 1 Johannes 4 vers 18 sê, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in
en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. 2 Korintiërs 10 vers 5 sê ons moet elke gedagte gevange neem en dit terugbring na God se waarheid. Dink en besef wat jy dink voordat jy dit uitspreek. Dankie.